Jy luister na my podcast, met wie praat ek op Sondag aand. Dit is die podcast waar ek met my Facebook vriende gesels. So daar is nie net een onderwerp op my podcast nie, maar elke week gesels ek met iemand wat 'n Facebook vriend is en ons praat oor iets wat vir hulle interessant of belangrik is. En vandag gesels ek met, op Facebook staan sy bekend as Tosca de Villiers. In die regte lewe heet sy Margaretie Bredenkamp. En ons praat oor die nuutgestigte Bloemfonteinse Skrywersforum. Dit is 'n hele nuwe organisasie wat hulle ten doel stel om die skrywers in Bloemfontein weer op en aan die gang te kry. En dan gesels ons ook oor selfpublikasie, want Tosca is nogal 'n groot kenner oor selfpublikasie en al die moets en moenies daarvan as jy dink dat jy dalk self 'n boek kan uitgee. Jy kan na my podcast luister op Patreon. Dit is 'n plek waar jy ook 'n klein bedragie geld kan betaal om na meer van my opnames en goed te luister. Daar's van kort verhale tot reisverslae tot uitgebreide onderhoude met verskillende mense. En jy kan ook na my podcast luister op Podbean of op Spotify of op Audible. So as jy vir iemand wil vertel waarom jy na te luister, dan het jy nou 'n hele paar moontlikhede. Geniet ons gesprek. Hoorie, ek wil vir jou sê baie dankie dat jy bereid is om vandag met my te gesels. As ek reg onthou is heerlik vir my. Dit was die vorige keer vir my ook lekker. Ja, en dit was ek was die derde of die vierde persoon met wie ek gepraat het. So ek was toe verskriklik dankbaar dat enigiemand bereid is om met my te praat. So dis nou lekker om nou, wat is dit, 2 jaar later dink ek, né? Te hoor Ja, hoe ek kan jou nie gaan. sê nie, ja. Die tyd vlieg, hoor. Want jy het intussen verhuis. Weet jy, ja, dit is maar half, as gevolg van omstandighede, my ma is mos nou oud, 94, en sy was die vorige 2 jare, een keer 4 maande in die hospitaal en een keer 6 maande in die hospitaal. Ja. En dan het ek elke keer hier in hulle huis in Bloemfontein kom bly en nou die woonstel nog daar gehad. En toe koop iemand, ons het altyd 'n baie lekker body corporate, ek weet nou die bestuursliggaam gehad by die woonstel. Maar toe gaan die een man dood en hy los sy goed in 'n trust en die trust besluit hulle verkoop die oorblywende woonstelle en toe koop 'n Nigeriër die meerderheidsaandeel van die woonstelle en toe verander ons lewensomstandighede drasties daar by die woonstel. En ek het hom na die CSOS toe gevat. Dit is 'n soort van die raad vir beheerliggame omdat hulle van die geld gemors het en so. En toe sê hy vir my, wil ek my woonstel verkoop en ek sê vir hom maak vir my 'n aanbod en daar maak hy 'n aanbod wat vir my aanvaarbaar is en daar trek ek toe na Sak en Pak Bloemfontein toe. So, en nou hierdie hele jaar wat ek in Bloemfontein bly, was my ma nog nie 'n dag in die hospitaal nie. Maar jy het daar die voordeel van jou ma by jou, né? Dit is tog anders. Weet jy, sy is nie heeltemal by my nie. Sy word in Bultfontein by die aftreeoord versorg. En sy word sy was 'n paar weke hier in Bloemfontein en dit was 'n absolute nagmerrie. Jy kan nie nooit dat die Tweeke Care Group enigstens iets met 'n geliefde van jou te doen hê nie. Dit was 'n absolute nagmerrie en gelukkig het ek my ma se plek, want die dokters het aanbeveel dat sy moet in 'n verswakte bejaarde versorging kom. Maar wat nou by Bultfontein gebeur is, sy bly in haar woonstel en sy het haar eie koppies en tee en beddegoed en alles by haar. En sy word 24 uur per dag versorg. As 24 uur per dag 'n versorger by haar. Sure. En weet jy, hulle is verskriklik lief vir haar, hulle pamper lang haar en wat ek ook agtergekom het 'n geweldige verskil maak is gemeenskapsbetrokkenheid. Die gemeenskap van Bultfontein is baie betrokke by die ou mense. Hulle reël vir hulle 'n tee, hulle kom partykeer kom kuier net daar by my ma en ek het nou al gesê stop dit asseblief net want as ek weer by my ma kom dan is daar
nog 'n gehekelde kombersie. En dit is so met soveel liefde gemaak en so. En dit is die mooiste kleure en patrone en goed. My ma het letterlik 'n stapel gehekelde kombersies. En dan kom ek daar en dan staan 'n waslap wat se randjie omgehekel is. En dan kom ek daar en dan staan bossie blomme en so gaan dit net aan. Maar jy weet die boere is ook betrokke. Hulle sal byvoorbeeld hulle laai byvoorbeeld mielies af by die koöperasie wat dan ingery word op die ouer huis se rekening. En dit is duisende rande wat die ouer huis daaruit baat vind. En dan sal hulle ook goed soos pampoene en watlemoene en so aflaai. En die pampoene kan hulle byvoorbeeld verwerk in friets. Ja. So dit maak 'n groot verskil aan die begroting van die plek. Maar ook, jy weet, net daai, ek het byvoorbeeld nou ander dag 'n klomp arbeidskonfyt vir hulle gekook. Net dat hulle nie aan mekaar die wat ons nou genoem het kanongries uit die blikke uit moet eet nie. Ja, ja. Jy weet en dit maak 'n groot verskil aan lewenskwaliteit, maar ek kan nou nie sê my lewenskwaliteit het so drasties verbeter. Ek sukkel nog om my voete te vind in Bloemfontein. Nou met Bloemfontein is anders, né? Dis nie in Pretoria nie. Dit is glad nie Pretoria nie. Jy weet, so let my soort van ritme in Pretoria was om nou te werk agter die rekenaar en allerlei dinge te doen. En dan is dit so teen 3 uur, 4 uur te bad en skoon aan te trek en mooi te lyk. En dan te stap, baie keer het ek na Loftus se koffiewinkels toe gestap of te ry na 'n ander koffiewinkel toe en dan daar te sit en die koerant te lees of op my selfoon of my boek te lees of iemand daar te kry baie keer. En dit was half wat ek noem, dis nou nie mooi suiwer Afrikaans nie, maar dit was 'n coffee shop culture. Ja. Jy weet, jy het uitgekom, hierso maak die koffiewinkels 4 uur toe en hulle is glad nie Saterdagmiddag en Sondag oop nie. So ek sit hier Sondag, as ek nie na my ma toe ry nie, dan sit ek vir die tuin en kyk, want daar is net nêrens wat ek kan heen nie. Sê nou die dag vir iemand, maar hy sê hy sukkel met een of ander ding op die rekenaar. Ek sê, o, maar ek sal vir jou, ek help jou graag. Ek sal kry maar by Coffee Shop X, jy betaal die koffie en ek gee vir jou die kennis. Hy sê, o, jy wil my nie openbaar verneder. En dit was glad nie my bedoeling nie. Dit is, verstaan jy, dit is 'n kultuuringesteldheid. Ja. Ja. So, Nee, so ek moet dis nog ek eintlik moet 'n nog net dorp. Ons wil nou nie vir ja, dit is Bloemfontein eintlik beledig nie, maar nee, dit is iets en goed soos daar's verskillende kultuurgemeenskappe in Pretoria. Daar's 'n klomp Duitsers en daar's 'n Duitse bakkery en 'n Duitse slaghuis en daar's 'n klomp Italianers en daar's 'n Italiaanse delikatessen. En daar's klomp diplomate en goed en dit gee vir die stad 'n ander gevoel. mm, Jy weet dis meer kosmopolitaan. So dit is 'n ander gevoel in die stad wat jy het. Maar nou moet ek vir jou sê hier in Bloemfontein is ek nie so ek sluit nog steeds my handsak agter in die kattebak toe as ek ry, maar ek is nie saans bang om te ry. Jy o weet, ek ja. is nie so versigtig. Ek het in Bloemfontein nog nooit gehoor van 'n wat ons noem 'n smash and grab, wat hulle die ruit Mm. uitslaan en 'n handsak gryp of iets nie. Dit is 'n baie veiliger stad, sou ek voel dit vir my. As ek nou reg verstaan, is jy's nou nooit iemand wat op jou laure rus en jouself gaan jammer kry nie. So een van die dinge wat jy nou gaan doen is 'n skrywersgroep wat jy vir my vertel. Hier was 'n wonderlike skrywersgroep wat 50 jaar oud was, die Bloemfonteinse Skrywersvereniging. O ja, ek onthou hulle. Ja, maar daar rondom COVID het hulle net nie weer vergader nie. Hulle het aangehou om aan te dring dat kompetisies die goed moet gepos word na Nallen toe, dis die Nasionale Afrikaanse Mm. Letterkunde Museum, Navorsingsentrum. En en toe het hulle naderhand gesê maar dit moet nou met 'n pakseisoen toe gestuur word. Jy weet, die laaste gedigte kompetisie wat in 2021 plaasgevind het. En dit het net nie gewerk nie en hulle het nie lidmaatskapgelde ingevorder nie, hulle het nie vergaderings gehou nie. En die vrou wat die voorsitter was, het net volstrek geweier om met my of met enigiemand anders van die Westhuizen te praat. En iemand wat ek geweldig respek voor het, is Prof Bernard Odendaal. En hy is die beskermheer van die organisasie.
En hy het met haar gepraat en gesê, maar weet, kry nie die mense by mekaar wat belangstel en kry die vereniging weer aan die gang. En sy het geweier en sy het ons naderhand op haar oral geblok. En toe het ons maar sy hou aan nie so op Facebook op die Bloemfontein Skrywersvereniging weet sulke goetertjies plaas, maar niks relevant tot die vereniging nie. En toe het ons 'n vergadering, 'n nuwe stigtingsvergadering wat ons gedink het gaan 'n herlewingsvergadering wees belê. En dit het en toe so 'n week voor die tyd toe ewe skielik en die hele tyd het ons nog probeer. Ek het byvoorbeeld van my ma se selfoon af haar boodskappe gestuur. Ek het 'n vriendin van haar om daar gaan koffie drink en vir haar gesê, jy weet wat gaan aan en of sy nie dalk vir die persoon kan kry net om met ons te praat, dat ons net saamwerk om die ding van die grond af te kry. En die eerste woord wat ons van haar hoor is 'n kwaai brief van die prokureur af wat sê ons mag nie hierdie vergadering hou nie. Dis sê ons van my eintlik bestaan hierdie vereniging glad al vir 5 jaar lank nie meer nie, omdat dan die vergaderings volgens julle grondwet is daar nie vergaderings gehou nie. En daar's die lidmaatskap ingevorder nie, so julle bestaan nie meer nie. So as jy voorgee jy praat namens die vergadering, dan is dit 'n wanvoorstelling. En toe kom daar weer die middag wat ons die vergadering hou, kom daar toe nou 'n brief en sê, maar sy wil nou net graag hierdie vergadering, hierdie nuwe stigtingsvergadering toespreek. En toe sê ons, nee, dit gaan nie in ons belang of in jou belang wees om dit te doen nie. En ons was nogal regtig, ons is baie gewaarsku, ons is nogal baie versigtig gewees die aand met die vergadering. Maar dit het alles goed afgeloop en dis 'n lekker klomp mense, daar's geesdrif en so. Ons het vanaand weer 'n vergadering en by vanaand se vergadering gaan ons heel hopelik die grondwet goedkeur. Ons het 'n nuwe logo, ons het 'n naam, ons toe nou moes nou 'n ander naam kry en ons het klomp name rondgegooi, maar toe op Bloemfontein Skrywersforum besluit. So dit is daar's nuwe energie en nuwe krag en so dis eintlik baie lekker so net, ja. Maar wat moet ek my nou voorstel by so 'n organisasie? Ek bedoel, wat gaan julle nou doen? Wat ek vir myself uitgemaak het is dit is om 'n tuiste te bied vir die bestaande skrywers. Jy weet, mense soos Johannes de Villiers bly hier in Bloemfontein, Fanie Viljoen, Jaco Jacobs. Daar's 'n hele klomp wat hier bly. En van hulle het al vir my gesê, hulle is lus om net soms met hulle rekenaar te gaan sit en saam met ander skrywers te skryf en bietjie oor die skryfproses te praat. So dit is een van die doelstellings, maar dan sal ook aspirant skrywers of amateur skrywers wat al bietjie geskryf het, nog nie geskryf het nie, wat ons graag wil, weet jy wil hulle graag help. En dit is ook vir enige skrywer goed om halfpartykeer uitgedaag te word om 'n skryfuitdaging te kry vir die volgende vergadering en dan skryf jy 'n klompie woorde daaroor. So dit is een van die doelstellings en dan bly ons in 'n stad met 'n universiteit en 'n CUT, weet ek 'n tegniese college, ek weet nie wat is die CUT sê, jammer. Maar in elk geval, daar's 'n Afrikaanse departement en die Afrikaanse departement by die Universiteit van die Vrystaat bied 'n kreatiewe skryfkursus aan. En daar is 'n swaargewigte soos François Smit, Dr. François Smit, Professor Henning Pieterse en so. Ja, so dat daar dan 'n wisselwerking tussen ons en hulle kom, dat hulle miskien vir ons 'n lesing kom gee oor sê nou maar die gesigs nou hak ek weer vas op point of view. Maar nou het jy my 'n perspektief? Ja, perspektief. Dat iemand soos Frans van miskien vir ons 'n lesing kom gee oor perspektief en dat ons dan sê nou maar 'n oefening doen oor perspektief. En dat hulle dan weer dat ons dalk kan dien as 'n voerbron vir hulle kursus. Jy weet dat mense dan sien wat is die gehalte van insette wat hulle lewer en dalk besluit maar ek gaan my kreatiewe skryfkunde by hulle doen. So ek voorsien daardie wisselwerking en dan ook
in November kom Johannes de Villiers wat nou die boek geskryf het op pad na 'n klooster in die sneeu en Ja. hy's ook bekend as 'n blydskapskenner. Kom hy met die groep praat oor sy skryfervaring. En aanvanklik het ons gedink om dit 'n groot funksie te maak met 100 mense en regtig 'n diens aan die gemeenskap waarin ons is te lewer en so. En toe Johannes die versigtiging van kan ons dit nie klein en intiem hou nie en toe sluit ons dit dat dit net verlede beskikbaar is. So dit is daai hele die groter skrywerswese en ons het te verlede gevra, jy weet, wat stel julle in belang? En dit het baie sterk uitgekom dat hulle belangstel in die skryf van kortverhale, die skryf van gedigte, die skryf van rubrieke, die skryf van radiodramas, die skryf van reisverhale, die skryf van memoirs en so. En elke lid het 3 stemme gehad. So nou het ons half 'n lys wat volgens ons kan werk. Ons weet wat stel ons lede in belang en ons kan dan die nodige kundigheid identifiseer. Jy weet, iemand soos Hannes Pieterse is 'n lid by ons. Hy het hulle radiodrama uitgesaai. Weet, een van sy radiodramas wat hy geskryf het is al uitgesaai en dan het ons 'n Fanny Viljoen en een van sy radiodramas wat hy geskryf het is al uitgesaai. En dan kan ons 'n lekker werkswinkel aanbied. Ons kan die teks wat hulle ingedien het na die SAIK toe, kan ons op die skerm gooi en dan kan ons luister na 'n stukkie van die drama. Kan ons hoor hoe dit in klank, die geskryfde deel in klank verander. En so ons het sommer 'n lekker groot en interessante planne. Dit klink wonderlik. Ek luister nou na die storie wat jy sê van dat jy wil uitreik, maar aan die ander kant ook net 'n keer 'n intieme byeenkoms vir die lede het. Ek kry altyd die gevoel dat daar nogal baie druk in Suid-Afrika is dat 'n mens konstant moet uitreik en konstant moet 'n diens lewer terwyl jy dan soms van jou eie lede vergeet, né? So dit is vir my nogal lekker om te Dit is hoor vir my dat geweldig belangrik want ons het jy weet ons ek is lid van die Romans Writers Association of South Africa ROSA en ja, daardie klem later so op die ontwikkeling van ander skrywers geval dat ons ervare skrywers as lede verloor het. ja. En ek wil dit ten alle koste hier vermy. Ons gaan probeer om elke vergadering so te struktureer dat daar vir die ouer lede en die nuwer lede geleenthede is. En dan het Amos van die naam, hy is die voorsitter, maar hy het ook die naam voorgestel van Bloemfontein Skrywers Forum. En hy sê 'n forum is 'n plek waar mense bymekaar kan kom. So veronderstel ek wil 'n klein kortverhaal werkswinkel hou, dan kan ek vir die mense sê wat belangstel in kortverhale. Kom ons kry mekaar of by die biblioteek waar ons op die oomblik vergader of ons kry mekaar by 'n koffiewinkel of waar ook al, kom ons gesels bietjie oor Ja. kortverhale. Of kom ons wat gaan probeer om 'n kortverhaal vir Woordfeesbundel te skryf volgende jaar. Kom ons sit almal by mekaar en ons ruil ons lewer kommentaar kritiese maar tog opbouende kommentaar op mekaar se werk. So Ja, dit klink dit regtig is nie almal met fantasties. die hele tyd aan alles Ja, deelneem nie. Jy weet en omdat jy dan in aanraking is met ek en een van die mense daar ruil heen en weer boeke uit. Weet ek gee 'n boek van my en hy gee 'n boek van hom en weet ons lees saam. En dit gaan nie in 'n leeskringetjie verander nie, maar jy gaan mense wat ek amper sê soos jy lees of soos jy skryf, weet wat belangstellings met jou deel, gaan jy daar ja. ontmoet en dan kan jy iets maar daar is ook van die lede wat baie sterk daaroor voel dat ons die skryfkompetisie weer moet instel, jy weet en weet dit is nou ons vir laerskoolleerdlinge en vir volwassenes. Maar ons het gedink om dit nie in die eerste paar jaar te doen nie, dat ons net eers ons te vind en met die tot niet gaan van die Bloemfontein Skrywersvereniging is daar klomp geld in bankrekeninge wat nou oorgedra moet word na Nallen toe. Met ander woorde, daai lekker
met beweegruimte wat jy het, dat jy 'n bietjie geld het waarmee jy iets kan begin, bestaan nie vir ons. En ons het ons ledegeld ook baie bekostigbaar gemaak. Ons Maar ja, ek wou ledegeld dit is vra. Ek wou vra oor die geld want ek bedoel party van die skryf projekte of organisasies is nogal prysig, né? Vir baie ouens is dit skrywers het nie baie geld nie, so dit kan nie te duur wees want dan kan hulle nie daar behoort nie. Ja, dit was, weet, ek is 'n vreeslike voorstander van die gebruiker moet betaal. Hmm. Veronderstel, jy kom vanaand na die vergadering toe en jy eet van die toebroodjies en jy drink van die tee, dan gooi jy teegeltjie in die bottel. Ja. So dit gaan nie uit die ledegeld uit betaal word nie. En as jy 'n kortverhaal kursus bywoon en ons kry byvoorbeeld iemand, ek is besig om te onderhandel met iemand om vir ons 'n kursus aan te bied. En jy woon daardie kursus by, dan betaal jy daarvoor. Die ou wat hoofsaaklik in gedigte belangstel, subsidieer jou dan nie. Ek hoor wat jy sê. Ja, Jy dis 'n weet, so baie die slim. persoon wat Ja. ja, die persoon wat en dan sal ons nou maar kyk, weet hoe loop die dinge aan. Ons het in ons grondwet voorsiening gemaak. Die weet jaarliks word die ledegeld vasgestel en so, maar hierdie is doodgewoon nie 'n 'n geldgierige organisasie of 'n organisasie wat daar is om groot bedrag geld in te vorder nie. Die ander ding wat ek wil weet is, gaan dit nou hier uitsluitlik oor Afrikaans? Ja, ja. Hmm. Die dit staan in ons grondwet, die setel van die vereniging is in Bloemfontein en die amptelike taal van die vereniging is Afrikaans. Maar ons het ook 'n vrou wat Engels sprekend is wat die eerste vergadering bygewoon het en sy het daarna gevra en ons het vir gesê sy is heeltemal welkom om haar wat sy skryf in Afrikaans in te dien as 'n tweede taal is prater en dit sal dan haar werk sal dan daarvolgens beoordeel word. Want die skryfkompetisie het al die jare ook weet uh, uh, wat die inskrywings soos in Afrikaans gewees het, maar daar was ook 'n geleentheid vir mense wat nie moedertaal Afrikaans is nie, wat Afrikaans as tweede taal sê net maar op skool neem, of nie huistaal nie, kan weet daar was vir hulle 'n kategorie om in te skryf. Maar ons gaan nie in ons vergaderings begin Engels praat omdat daar een Engelse mens rondsit Ek of hoor wat jy twee sê. Engelse mense rondsit of 10% van die mense Engels is nie. Um so dit is maar half ons gedagte en met die taalversorging se veakap was so gaaf gewees om goedhartig gewees om vir ons die taalversorging van ons grondwet te doen en dit sy half ons omgepraat of voorgestel om dit nie net te sê Bloemfontein nie, maar Bloemfontein en omstreke. Ek wou nou net vra, moet jy in Bloemfontein woon om deel te mag wees? Ja, maar jy sien nou maar daar's nou iemand van die buitewyke van Bloemfontein. Ek weet 'n vriend van my, Louis Late, het destyds op Kroonstad gebly en hy het vir 3 jaar lank elke keer Bloemfontein toe gery vir die Bloemfontein Skrywersvereniging se vergadering. Maar wat ons wil voorkom is dat dit 'n aanlyn of 'n mengelmoes word dat ons te veel lede van buite het en dan moet ons na hierdie vergaderings Ja. opneem en uitsaai en daardie so wat ek toe nou gesê het is die man wat op Clarence bly en baie graag by ons wil aansluit, hoekom kry hy nie die klomp mense van Bethlehem wat 'n groterige dorp naby hom is en Bethlehem en omstreke en hulle begin hulle eie skrywersforum en ons sal vir hulle wat ons het soos 'n grondwet en dit en dat sal ons vir hulle beskikbaar stel. En dan kan die volgende klomp kan sê net maar in Kroonstad bly en hulle ding begin en weet Kroonstad, Parys, daai dele, want daar was ook versoeke van Parys af. So dit is hoe ek die ding sien. Ek weet nie of jy bekend is met die City Run en die Park Run beginsel nie. Ja, ja. So ek dink hierdie kan 'n konsep word van 'n skrywersvereniging op die City Run of op die Park Run beginsel. Mm. Dat daar noodwendig daar een organisasie in Bloemfontein is en dit is jy kan dit nie bywoon nie of jy bly ver en jy kan nie regtig. En wat ek agtergekom het is die vorige vereniging dink ek het gestop op 140 lede.
waarvan dit landwyd was. En toe vra hulle, maar kan ons aansluit? Sê ek, maar kom wil julle aansluit? Toe sê hulle vir my, maar ons wil die inligting hê, ons wil die inligting hê wat in die nuusbrief is, ons wil weet van kompetisies, ons wil weet van alles. En toe dink ek, maar my liewe land, word net lid van PEN Afrikaans, wat elke Absoluut. maand 'n baie ons weet 'n Omvangryke groot nuusbrief het, ja. omvangryke, daar's die woord, nuusbrief uitstuur en jy kan gratis op die nuusbrief inteken. Jy moet Mm. wel um betaal as jy 'n ingeskrewe lid van PEN wil wees, maar op die nuusbrief kan jy gratis inteken en moenie 'n nuwe organisasie begin as jy 'n bestaande organisasie kan versterk nie. Ek So stem ek saam. moedig ons lede geweldig aan om by PEN Afrikaans net hulle e-posadres vir PEN te stuur dat hulle die nuusbrief kan kry, want ek het gister dink ek het ons PEN se nuusbrief gekry. Ja, toe is die nuwe bestuur Jy weet, aangekondig, né? ja, ja, want daar's ook weet watter pryse gewen. Daar's al daai resensies is daar, die nuwe boeke wat uitkom is daar. So ek bedoel om daai ding te probeer ondervang of iets soortgelyks te gee omdat 'n lid nou by Bloemfontein Skrywersforum is nie vir my die ideaal nie. Wat sê Nee. die tyd? Wat ek nou vir jou wil vra is 'n redelike negatiewe vraag, jammer. Ja, Daar gats. was nou by die woordfees was daar 'n bespreking gewees oor hoe mense ou geharde skrywers en joernaliste sukkel om aan die lewe te bly met net skryf. Is dit nie moeite werd om hoegenaamd nog in Afrikaans aan skrywersverenigings te behoort en te skryf? Jy vra die verkeerde een want ek dink so, ja. Ja, ek dink so. Dis ook Maar mos die jy weet, regte een, Margaretie. ehm weet jy, so net, ek dink 'n mens moet darm ook net tot 'n mate met jou kop werk. Ek kyk skryf is vir my geweldig lekker. Dis die lekkerste lekker wat daar is. En om iets aanvaar te kry, gepubliseer te kry, bly lekker. En maar jy moet ook besef dat die Afrikaanse lesersmark is klein. En jy kan nie triks uithaal. Weet jy kan nie toertjies uithaal en snaakse goed skryf wat jy voor jou siel weet die mark wil nie regtig hê nie. So jy kan ook nie net vir die mark skryf nie. So daar's daardie balans tussen die werklike Hertzogprys wenners, maar nou Eben Venter weer gaan staan en vir Dessima geskryf wat vir my 'n heeltemal leesbare boek is, maar het ook die Hertzogprys gewen. Terwyl daar ander skrywers is wat se werk nie vir my so leesbaar en verteerbaar is nie, maar wat ook die Hertzogprys wen. So dan moet die Hertzogprys mense wees, maar dan moet ook die gewone skrywer wees wat leesbare goed skryf wat die mense graag wil skryf, wat hoë kwaliteit skryfwerk lewer. Hmm. En jy ja, ek weet nie. Ek dink jy moet maar soos as ek honger word, dan doen ek ekonomiese werk. Of ek nou vreeslik baie daarvan hou of nie so vreeslik baie daarvan hou nie. Ek doen dit want dit is waarna ek opgelei is, dit is waar daar geld is. En ek dink baie skrywers, ek weet byvoorbeeld Janet Paul wat ek een van die mense is wat ek nou weet skryf vir 'n lewe. Sy het vir baie jare lank het sy manuskripontwikkeling gedoen. Ek dink sy doen dit nog tot 'n geringe mate. Sy het skryfskole aangebied. Weet so jy moet bereid wees om verskillende tipes skryfwerk te doen. So ja, dit is nie maklik nie, maar 'n sanger sê dit ook maar nie heeltemal maklik nie. Die kunste het dit nie heeltemal maklik in Nee. Suid-Afrika nie. Ek dink nêrens En nie. ja, jy sê jy dink nêrens is dit maklik nie. Ja, ek dink ook ek sien maar hier in Nederland ook dit is maar 'n handjievol skrywers wat regtig voldoende finansiering van die regering kry om 'n lewe daarvan te maak. Die ander ouens moet ook maar inspring en ander dinge doen, hè? Ja. Jy weet so dit is weet as jy byvoorbeeld kyk na Dion Meyer wat nou 'n baie suksesvolle skrywer is. Hy het vir baie jare 4 uur in die oggend opgestaan en sy skryfkuns beoefen en dan werk toe gegaan en gaan werk en toe het hy sy groot deurbrake begin kry
Maar dis nie te sê almal gaan 'n deurbraak kry nie, maar jy kan nie net dink iemand anders, die belastingbetaler, moet vir my betaal omdat ek nou my passie uitlewe nie, want dan kan die drawer van die belastingbetaler verwag om sy passie vir hom met te vergoed om sy passie uit te lewe. Dan kan ons almal sê, maar ek wil net dit wat my passie is uitlewe, en wie gaan dan die ekonomie aan die gang hou? Maar ek verstaan dat werksomstandighede geweldig moeilik is. Jy weet, dit is glad nie maklik nie. Byvoorbeeld met die SAK en met joernaliste met die koerante wat so toegemaak het en so, dis regtig moeilike tye, en maar so het boere ook maar moeilike tye. Jy weet, hulle het jare wat nie reën kry nie en hulle moet planne maak. Jy weet, want ons wil kos op ons tafels hê. Jy weet, hulle kry daai kos op die tafel partykeer met, as ek sien wat gaan by my neef op die plaas aan, weet watter dik stroop loop hulle partykeer om daai kos op die tafel vir ons te kry. Dan weet ek dink elke beroep moet verantwoordelikheid aanvaar, en jy moet aanvaar daar's 'n klomp wat die topskrywers gaan wees en wat gaan geld maak en 'n lewe gaan maak, en dan gaan daar die ander wees wat dit vir nie beskore is nie, wat miskien net so talentvol is, maar wat die bemarking en alles, die meetsnoere het, soos die Bybel nou sê, net gewoon nie vir hulle in lieflike plekke geval nie. Ja, ja. Ja, kyk, baie keer gebeur dit ook net dat mense nie van jou boek hou nie. Dit is ek bedoel om 'n mens lees en die kies van boeke is 'n hoogs persoonlike ding, né? Ek hou ook nie van alle boeke nie en ek lees ook nie alle boeke nie. So ek dink 'n skrywer moet ook besef dat almal gaan nie altyd van dit wat jy geskryf het hou nie. Dit gebeur net nie so nie. Presies so. Nie een van ons lees alle boeke nie.